Ons spesiale Moedersdag gaste is Margriet Meyer-Rodenbeck en haar pragtige dogter Luca Human. Baie welkom weer julle twee. Is dit lekker om so saam met jou dogter te sit? Baie onderhoud. Want julle het dit nou al baie ook gedoen, hè? Hoe bedoel jy baie gedoen? Nee, maar julle baie saam onderhoude gedoen. Ons het al baie saam onderhoude gedoen. Ons doen baie dinge. Ons doen baie dinge saam. Dis was vir my lekker. Ja. Is dit vir jou ook lekker? Jy het hou gekry. Ek beloof dit is lekker, ek beloof. Maar Margriet, jy vertel die storie dat jy weet Luca was nog aan haar doeke toe sy al saam met jou op die pad of jy weet jy moet 'n vertoning gaan doen en jy pak stoele reg en doen klanktoetse en so elke nou en dan skree jy, "Waar is Luca? Waar is Luca?" Hoekom het jy daai keuse gemaak om 'n werkende kunstenaarsma te wees en nie net 'n nanny te kry nie? Ek dink in die eerste plek het ek net een kind, né? So dit het 'n bietjie makliker gemaak in die sin van ek kon haar saamvat en ek het so lank gewag vir haar. Ek was snoep. Ek wou niks mis van haar nie. En ek het 'n assistent gehad, Karna Visser. So Karna was my assistent, my au pair, ook die klankingenieur en ons drie het die wêreld plat getoer. Partykeer sommer 19 dae aan een en dan sit bestuur Karna en dan sit ek agter by haar. Hoe oud was jy toe omtrent? Ek was 3 toe ek geleer spel op die pad. Met daai Op bordjies. daai uitveebordjies en my eerste woord wat ek kon spel was Hello Kitty, maar met baie frustrasie want ek kon nooit die K reg kry nie. So dan my ma net my weer troos en wees dis okay, ons begin weer oor. Ek sê nee, ek het dit nie reg gekry nie. Ek het mos so uitgevee. Ek was ook besig om te sê los dit. Baie frustreerd. En toe word jy later soort van 'n kitty want jy speel later toe Matthewus, die kat saam met jou ma. Hoe was daai ervaring? Dit was fantasties. Dit was my eerste professionele produksie en ek voel baie geëerd dat ek deel kon wees van so supporting span. En dit het vir 2 jaar Dit is omtrent amper 2 jaar jaar aangehou en dit was regtig fantasties om oral oor die land te toer en om 'n kat te kan wees. Ek was mal oor katte, ek's nog steeds mal oor katte en dit was my baie lekker om weerskans met my ma te speel en my enigste lyne was miau, so dit was fantasties. Ek wil net vir vra of sy dan vir jou produksienotas gegee het na die tyd. Nog sê doen bietjie so of so. Nie eintlik nie. Kry jy by jou ma advies oor die bedryf? Nie oor die lewe gee ma altyd advies nie, maar oor die bedryf spesifiek. Kry jy soms by jou ma raad? O, definitief. Sy help my vanaf ek graad 1 was in my Stetwits en sy het met trompoppie my help woorde leer. Maar ook omdat my ma in die bedryf is, kan ek eerstehand sien hoe die bedryf is en hoe moeilik dit kan wees veral tydens COVID en sy is baie oop oor wat aangaan in die bedryf en dis nie net maanskyn en rose nie, so definitief. Maar get jou oë sprankel, né? Jy sê nie 'n woord nie, maar jessie, daar is net genot en trots op jou. Ja, maar wat Luca alles bereik het, maak jou die trotste? Dat sy haarself bly. Ek admireer haar in daai opsig. Ek het baie lank gevat om te leer. Dis okay as jy net jouself is. Dit is okay, almal kan nie van jou hou nie en almal hoef nie van jou te hou nie. En dis makliker om jouself te wees. Dis uitputtend om die hele tyd te probeer wees wat jy dink almal anders wil hê jy moet wees. Ja. En sy het dit van 'n baie jong ouderdom af geleer. Dis okay om jouself te wees. En jou een woord wens vir haar? Tevrede. Net tevrede te wees. Ja. Dit is heerlik om julle twee hier so te hê en ons gaan nou verder gesels met jou Margriet want ek wil alles hoor van jou liefde oor kinderteater. Ek gesels verder met Margriet Meyer-Rodenbeck, mamma voor Moedersdag. Hier is dan lekker om jou dogter te sien en so. Dit maak mens trots, nee, om te sien wat sy alles bereik en sy bly haarself soos jy gesê het. Dit maak mens trots. Dit maak mens ook bang. Van dis 'n vrede wêreld daar buite. Dis 'n moeilike paadjie as sy hierdie paadjie gaan stap. Ja. Jy het 'n groot liefde vir kinderteater. Ek meen jy het baie daarin belê, jou tyd in produksies om dit te ontwikkel. En ek dink die een wat by my uitste natuurlik is Liewe Heksie. Vertel vir ons hoe Liewe Heksie begin het. Kyk, Liewe Heksie het ek begin doen. Ek dink ek doen na ver voor Dolla het ek Liewe Heksie al gedoen. Ek het al so baie op 'n stadium gedoen dat ek in die nag wakker word. Ek stap in my slaap as my brein nie afskakel en gesê, "Haai, kyk jy blomme teen die mure."
En tot vandag toe doen ek het al laasweek hier gedoen by die Suidoosterfees. Dit is my die grootste voorreg om vir kinders op te tree. Dit is die lekkerste gehoor. Jy kry onmiddellik jou terugvoer. Jy wonder nie wat hulle dink nie, want hulle sal vir jou baie vinnig laat verstaan. En liewe Heksie doen ons baie interaktief. So daar's almekaar kinders op die verhoog en dan sal iemand vir my lees en dan sal iemand vir my die blom moet vashou. En so dit is so 'n interaktiewe show, dis half so stand-up vir kinders. Nee, kinders se koppe is nog oop. Jy kan nog 'n verskil maak. Maar ek dink ons is nou al verby die wanindruk wat mense sou kon hê dat kinderteater maklik is. Want dit is nie maklik nie. Jy werk jou alie af as 'n akteur of aktrise op die verhoog, nee. Dis 'n fisiese baie uitdagende ene en 'n gehoor wat jy moet oortuig. So jy gee baie energie uit. Maar byvoorbeeld ek het die Vlooi produksie saam met Marinda Engelbrecht wat nou al jaar 23 hierdie jaar weer by Aardskep is. En my span daarin en ook in my span in Woordedief is 5 of 6 jong talentvolle akteurs, maar hulle is briljant. Hulle moet kan dans. Ek kan nie meer dans speel nie. Hulle moet kan sing. Hulle moet kan toneel speel en dan veral kinders verstaan. Ja. Hoekom is dit vir jou so belangrik om in kinderteater te investeer? Mens kan nou sê, ek kan nou dink aan antwoorde, ja, teaterontwikkeling, gehoorontwikkeling, maar vir jou, vir Margriet, wat lê in jou hart dat jy dit wil doen? Elke dag opstaan en sê, ek gaan myself nou moeg maak op die verhoog vir kinders. Okay, gehoorontwikkeling is ononderhandelbaar. Ek dink as ons nie baie vinnig nog baie meer investeer in kinders nie, gaan ons ons alie teekom. Maar dit is die eerlikheid van hulle. Dit is die lekkerste mense om voor te kan skep, want daar is nie boundaries nie. Ek kan, hulle breine is wyd, hulle koppies is oop, hulle is nog nie in 'n boksie nie. Hulle reageer nog van daar af. As jy instap in so 'n vertoning, ek was gister in so 'n vertoning, wat ons die verhoogse geheim doen vir 1500 kinders wat daar sit in die operahuis. En hulle reageer instinktief en hy borrel lag. Ons verleer om so te lag, né? En ons verleer om te gil en ons verleer om net te let go. As jy daar agter staan, dan het jy weer hoop vir die lewe. Jy staan daar en 9 uit 10 keer begin ons sommer huil, want jy dink sommer jy het jouself doodgewerk en dan sien jy die vreugde wat jy bring. En jy het die Prozac nodig, daai is die ek dink dis die antwoord. Jy het gevra, ja. Ek het die Prozac nodig, ek Daai is jou elke dag. Prozac, ja. En hoekom met jong akteurs te werk? Dit hou jou ook seker jonk. Nie dat ek sê jy's oud nie. Ek gee nie om, ek is nou al oud. Die wonderlike ding vir die jong akteurs, hoe ouer ek raak, hoe banger raak ek. Maar jong akteurs is onverskrokke. Ons was ook so, maar jy verleer dit langs die pad, so dit spul weer bietjie op jou af. Jy steel bietjie van hulle energie weer. So dis lekker uitruil. Dis vir my ongelooflik om met die jong akteurs te werk. Hulle is briljant en hulle is 'n ander generasie. Hulle koppe is anders aan mekaar gesit. Nie dat ons in verkeerd of hulle is in reg is nie, dis net anders. En wonderlik dat hulle jou het om saam met hulle die pad te stap. Ag, is my heerlik om met jou te kan gesels. Baie dankie. Nou gesels ek met Luka. Hallo. Hallo, Is jy reg hiervoor? ek is 100% reg. Ek gaan probeer vasvra. Okay. Nee, ek gaan nie. Ek gaan glad nie dit doen nie. Dis eintlik net vir my bietjie irriterend as ek lees van al jou talente. Want as liedjies skryf, klaf boonop die toneelspel. Is dit vir jou eerste liefde? Is musiek so half jou eerste ding of die toneelspel is dit hoog op die lysie? Het is moeilik vir my om musiek en toneelspel te vergelyk want ek's mal oor kameraadskap. O. Ek weet nie hoe anders om dit te stel. En dan nou ook kamera. Dis dit. Ek moes een dad joke ingooi, okay? Ja. Ek weet dat Jurg kyk daar by die huis. Ek moes net eenetjie ingooi vir hom. So ek's mal daaroor om saam met mense te werk en hoe lekker dit is om met mede-akteurs te werk, Ja. maar ek sal sê musiek is nog steeds my grootste passie. Dis soos my uitlatingsklep is wat Ja. ek meeste van my vryheid aan spandeer deur na musiek te luister en musiek te maak. Maar dit is moeilik om te vergelyk, so ek weet nie eintlik nie. En jy skryf ook liedjies. Yes. En jy het graad 6 Trinity College. Nee, dit is belaglik. Maar ek wil gesels oor Trompoppie. Dit is Yes. toe nou die eerste keer wat jy op 'n groot TV-stel. Ek wil ons het nou gehoor hoe jy agter die verhoog basies groot geword het, maar hierdie was die eerste keer wat op 'n TV-produksie gewerk het. Ja. Hoe was dit vir jou? Dit was bietjie scary in die begin. Ek was soos ja, daar's baie mense en make-up mense Ja. en kameramense en Die kameramense is vreeslik snaaks. Dit is outomaties. Alles ook oulik. so ek sal sê dit was scary in die begin, maar dit was 'n baie goeie leerervaring en dit was my baie lekker om 'n karakter vir die eerste keer op televisie te vertolk want ek kon kleiner speel. Ja. En ek het 'n baie lekker karakter gehad om te speel. So
Ek sal sê dit was 'n fantastiese geleentheid en dit was die span mense was baie verwelkomend. As jy nou sê kleiner speel, wat bedoel jy daarmee? Is dit soos jou handgebare moet kleiner wees of Ja, wat op 'n bedoel jy? verhoog moet mens omdat mense het speel vir die agterste persoon in die saal gewoonlik. Ja. Agterste persoon in die saal. So mens moet meer handgebaar doen, mens moet projekteer. So dit is vir my lekker om my rol meer te internaliseer. So ek kan meer die emosies voel as om uit te speel. Ja. So dit was vir my 'n lekker ervaring, maar ek is baie lief vir die verhoog so. En jou karakter Elke. Vertel ons 'n bietjie van die karakter. So Elke is 'n interessante een. Sy baie donker. Haar ma het haar nie reg raak gesien nie. Ja. So sy was altyd maar iewers in die agtergrond tot en met die einde van die reeks. Toe sy bietjie van haar kop af geraak het. So, Dis jammer dat dit op so 'n vroeë ouderdom al met jou moes gebeur. Gebeur gewoonlik met ons eers later. ja, so Elke is baie donker, maar ek voel daar is wel mens kan op een of ander manier met haar aanklank vind as mens onsigbaar voel as 'n tiener, want dit is 'n tema wat baie gesien word. Ja. So Dit het vir jou gewerk. dit Nou, het tot vir 'n my maat. ja, Ja. Ja. Daar's groot name hier in. Marian Hallam, Albert Maritz, Frank Opperman ensovoorts. Was dit vir jou was jy bang? Was dit het jy 'n bietjie geïntimideer of dink jy die feit dat jy in so 'n huis groot geword het jou gehelp om so 'n bietjie te step up soos hulle sê? ek sal sê definitief die feit dat ek so 'n huis groot geword het gehelp. Was bietjie bang in die begin, maar later het ek gemaklik geraak en hulle was so verwelkomend. Soos Marian was my ma op die set en sy was my ma op die set waarvoor ek kon gaan vir advies. Ja. En almal was regtig fantasties om mee te werk. So ek het baie vinnig was ek relaxed. En ek het wiskunde somme gedoen in die green room en almal het my gehelp. Dit was fantasties. Ek kan nogal dink. Wat sien het die TV-gogga jou gebyt? Voel jy dit is iets wat jy definitief gaan najaag in die toekoms? Definitief. Ek was mal oor my ervaring. Natuurlik nie alle ervarings sal so fantasties kan wees as daai nie, want ek was mal oor die storie oor die algemeen en almal op die span. So definitief, maar ek sal nog steeds sê my eerste liefde teater gewys bly die verhoog. Dis net omdat ek dit nou al so lank doen. Ja. Maar definitief, ek het 'n baie goeie eerste ervaring met TV gehad so. En ek het ergens gelees dat jou maat vir jou baie oulike raad gegee. Dit het ek nou sommer so raak gelees en ek wil weet of dit waar is. Het ons gesê ken jou woorde. Wees bereid om 'n bietjie te wag en luister. Hurry up and wait. Hurry up and wait. Was dit toe nou die geval gewees? Het daai raad vir jou gewerk? Ja, definitief. Jy moet maar jou woorde ken want op 'n TV stel staan altyd agter. So jy kan nie mense se tyd gaan staan en mors nie. Ek sê Hoor jy Dawie? so hurry up and waiting en so jy moet jou woorde ken en veral omdat dit my eerste rol was en ek beverre oor die algemeen die jongste mense op die stel was en so ek was bietjie geïntimideerd so ek moes woordvas wees in die begin. Ja. En definitief die hurry up and wait aspek was daar. Jy kom daar, jy word gejaag, make-up en is jy vir 3 ure in die kleding. So. Luca, ons gaan jou nie te lank laat wag nie, maar dankie, dis lieflik met jou te gesels. Selfde, baie dankie. Nou nog 'n bietjie eet ook. Dis my beurt nou om met Margriet te gesels. Dis so lekker om jou te sien, weet jy? Ja, Maar hoe lank het ons mekaar nou al? Dawie, ek dink ons ken mekaar omtrent 30 jaar. Ja, vir ewig en 'n dag. Ons sien mekaar te min. Ons sien mekaar maar ons gaan mekaar binne kom. Ons gaan mekaar 'n bietjie. Ek gaan 'n bietjie by 'n boere draai kom maak. Dit sal gaaf wees. Ek dink nie jy was al ooit daar. Ek was nog nooit by die boer want ek kry ons nie eintlik uitnodiging. Ag, ek gaan nou onwelvoeglike woorde hier op lig sê. Luister, ek wil nou vir jou net so te loops. Het jy daar so 'n seisoen. So elke 6 maande dan kom die dowwe dollar kameel toe. Ek weet want dan kry ek al die mense wat sê hulle love it of hulle haat dit. Ja, nee, ek kry hom. Weet jy anyway. Sy is al hoeveel jaar nie meer met ons. Nee, maar dowwe dollar het so gepraat want dis nou die einde van dowwe dollar, maar sy het daarom vir my al lankal. Ja, ek weet, maar sy het my daarom op my plek gesit vir 'n tyd lank. Ja, maar jy het gesoek daarvoor. So dis nou deel van jou verlede. Nou sit ouma. Ouma het ek begin as 'n cameo in die laaste paar dollars. Maar toe het ouma net so Wat is nou 'n cameo? 'n cameo is sy het net so 10 minute, 15 minute ingekom en dan kon ek mos nou nie verouder soos ouma of die pryk of enigiets doen nie. En dit was eintlik net vir my vir afwisseling en om ander sake aan te spreek, want toe ouer ek geword het, die dollars se goeders nie meer vir my altyd relevant gebly in waar ek is, wat ek wil sê nie. En toe het ouma gekom en toe het ek klaar gemaak met Holla en toe het ek klaar gemaak met ouma ook en toe laas jaar het Hugo Tiaart van die KAK by genek. En toe het ek vir ouma
Maar jy hoef nie vir Dolla te ken om vir ouma is op haar eie. Jy het niks, daar's geen sprake van Dolla nie. Daar's nie eers verwysings na Dolla nie. En Jurg, my man, skryf ouma. So ek sê alles wat ouma kwytraak is eintlik maar net Jurg. Dus dat ek sê kom, dis 'n bietjie uit 'n vroueperspektief ook wees, hoor. Hierdie wat jy nou dis op die pas geskryf het. So eintlik is Jurg 'n knorrige ou man. Hy sê hy kom nou skiet. Nee, hy is alles behalwe. Hy's knorrig, hy's nie oud nie. En as ek knorrig, hy sê wat hy dink. Jy's klaar nie moeilikheid. Jy kan nou nie meer uitkom nie. Jy kan nie uit hierdie een uitkom nie. Maar is Dolla en ouma so 'n soort van jou alter ego? Dis so iets. Ja, die ouma is 'n nuwe alter ego en sy toer die land plat. Ek gaan nou in die bos toe. En Konrad Raal speel vir my klavier, die tokkelaar soos hy hom noem. En dit is 'n komedie kabaret. En dis lekker want ouma se vertelstyl is heeltemal anders as Dolla. So as baie minder punchlines, meer storie vertellend met 'n punchline, meer nostalgies, meer want ons almal raak ouer. En wat gaan ons eendag hê? Jy word geen ouer nie. Jy word geen ouer. Okay, hou net aan. Maar Ek gaan heeldag bly. Maar iets wat nou al 'n paar jaar oud is die boer. En jy het nou nee. Ja. Jy het nou onlangs 'n groot mylpaal behaal. Wat is dit? 20. Is dit die hele ding? Dis die hele. Is dit nie genoeg nie? Ja, maar okay, dis algemeen maar jy gaan nou 'n klomp goeders om dit nou te vier gaan nou 'n klomp goed gebeur, nie? Daar moet nog, maar kyk daar waar ons werk, ons self so karplaks. Ons het die boere moes dit oopgemaak. Almal het gesê gaan julle launch hou. Toe sê ons nee, die eerste dag het Valiant opgetree en hy was vol. Dit is ons motto, as jy werk. Jy adverteer nie, jy doen wat jy moet doen. Verstaan, daag op en dit moet die ervaring wees. En ons is baie dankbaar dat die boer 20 jaar oud is. En ons sê dankie daarvoor vir al die kunstenaars, maar veral vir ons gaste. Ons het mense wat 1 of 2 keer 'n week kom. So is die idee van die boer is dat mense gaan sit daar en eet en dan jy moet slag kom 20 jaar later. Ja, dan kyk ek saam, maar ek moet net dis 20 jaar oud en die hele effek is ons het baie goeie kos, ons het 'n baie goeie chef. Dis 'n baie lekker atmosfeer. Jy sê die Kaap, jy het julle vleis dan, maar proper vleis. Ja, ons en brandas? Ja, ons het alles seker maar kom. En dan ons baie wyn ook. En dan dit is 'n intieme atmosfeer. So dit is 'n groot sitkamer basies. So wie jy ook al daar voorsien Amanda Strydom of dit nou Elandrey is en of dit Johan Lieben, wie ook al is intiem. Dis 'n intieme vertoning. En ons doen teater, comedy. Ons doen 6 dae van die week 'n vertoning. En dan eet jy en jy kyk die show, jy drink 'n glasie wyn en jy ontspan. Luister, ons het jou nou genooi vir jou en vir Luka. Ja. So net hierna kom Luka saam met ons gesels. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Sê my, het jy lekker gesels saam met oom Leon? Dit was baie lekker, dankie. Weet jy, hy vra sulke ou lawwe vragies, jy weet, hy's nog nie in die bedryf. Hy's geleidelik begin regkom. Jou ma sê dit nou net hierso vir ons vertel dat jou pa se regte ou knorpot. Is dit waar? Ek dink nie so nie. Ek ken hom. Val nee. Weet jy, hy's 'n double-sided coin, you know, nee. Hy's nie 'n knorpotjie, ek dink nog hy's 21 jaar oud, maar partykeer weet jy, ek en hy het dieselfde frustrasie geen gekry. So maar daar word nou uit konteks dit gaan. Ek sê pappa skryf vir ouma 'n teks. Okay, maar hy is 'n knorpot dan. Dan is hy 'n knorpot. So dit is binne konteks nou gesê. Okay, ja, dan is hy 'n bietjie van 'n knorpot want hy en ouma's pretty much dieselfde. Weet jy, as ek nou hy was, né? As ek nou hy weet jy hoe sou ek nou gevoel het? Dat my die 2 vrouens in my lewe sê ek so 'n knorpot. Met liefde. Maar weet jy, hy sê nie vir ons want ons is eerlik. Want hy's net so, ons het 'n baie eerlike huishouding. Ek wil julle oor julle huishouding wil ek gesels. En dis ook 'n Bermuda triangles vind niks stop in nie. Nee, jy en pappa verloor alles. Wie is die kwaai van die 2? Ek kan nie dink dat daai een kan 'n kwaai ma wees nie. O nee, sy kan wees. Nee. O nee. Wie is kwaaier, ek of pappa? Dis wat ek nou eintlik. Ja, hulle is kwaaier verskillende goeters. Dis die ding, dis eintlik maar redelik dieselfde as jy alles in ag neem. Maar die algemeen sal ek sê sy, want sy monitor my meer. So sy sien meer wanneer ek droog maak. So sy Dis nou iPads en iPhone en die sosiale media goeters en so. Ja, wat? Nee, ek monitor, ek vat nie 'n foon nie en ek vat nie, maar dit is 'n ander manier van sy is meer betrokke
oor die algemeen in my daaglikse lewe. Maar Dis hoekom ek sê. Ja, ek meen jy's nou 'n tiener. Ek meen hoe voel dit om 'n tiener in die huis te wees? Ek meen weet die tieners van vandag, weet jy? Die kinders van vandag, weet jy? Kyk, ons het 'n baie lang insetsel dan nodig as ons oor tienerskap gaan praat. Ek is geseënd dat ek regtig van my dogter hou. O, jy doen. Ja, ek hou van haar. Ek weet dit is lief vir Wel, mense. dis 'n verligting, hoor. Dit is lief vir mense, maar mense hou nie noodwendig van hulle nie. Ek hou regtig van my dogter. En ons het baie raakpunte en ons doen baie lekker dinge saam en ons spandeer baie tyd saam en dis vir ons bijvoorbeeld lekker gewees om op te vlieg en te gesels met mekaar en te ek leer baie by haar. Ek meen jou pa skryf nou ouma, jy weet, Yes. hy skryf dit nou. Is jy op 'n manier betrokke daarbey? Is jy bewus? Ek meen hulle is nou betrokke daarbey want hulle praat seker ou, vermoed ek nou maar. Ja, ons beklei gewoonlik daaroor. Beklei, maar ja, goed, hulle beklei dan nou daaroor. Maar is jy betrokke by hierdie bekleierery? Gewoonlik is ek die bystander wat net kyk en dit is Maak jy okay, ja, probeer jy mamma is bietjie reg, vrede? jy moet maar so 4 bladsye sny. In elk geval, ek is daar, ek neem die foto's, ek sê company, you know. En wat sy baie doen by die kinderproduksies met Woordedief het sy die helfte van die songs geskrywe. Die lirieke en die toonsettings met Floyd het jy laas jaar ook. So ek span haar baie daarbey in want dis nie my. Maar dit is al bekend as kinderarbeid, jy weet. Okay, hy gaan nou vir my as ek jy afstap. Ek dink hier's met klagtes. Ek doen dit willekeurig. Nee, daar's niks so iets. Die kinders moet beskerm word. Wie het gesê ek betaal haar nie? Sy het mos 'n dak oor die kop. Wat doen julle? Reis julle baie as 'n familie? Ja, ons is groot travelers. My ma is heeltyd besig om haar e-mails te soek vir nuwe vliegtuigkaartjie specials. Maar Ek hou van 'n ou Regte ou cheape. Maar dan kan ek meer geld spandeer op wat ek kan gaan ontdek. nou presies. So, maar ook ons toer ook baie oor die land vir produksies en tot en met die ouderdom van 6 het ek oral getoer. Ongelukkig het hierdie ding met die naam skool begin en toe kon ek Ja, weet, dis is maar 'n baie ding, dis maar toer las. nie. Maar ek nog steeds gaan ek oral waar ek kan. Luister hierso, ons moet nou begin klaarmaak. Ek wil net vir jou 'n bietjie advies gee hierso. Ja, Nou as jy nou luister. kyk hoe werk ontbytsake hierso nou vanoggend, né? Ek meen ek meen jy het nou ongelukkig jou ma as ma. Ek meen wat nou kan mens nou niks daaraan doen nie. Maar ek meen as jy nou kyk as jy nou kyk na ontbyt. As jy nou kyk na ontbyt, dit is nie hoe televisie gewoonlik werk nie, hoor. Gewoonlik is baie meer ernstig. Gewoonlik het hulle behoorlike vloerbestuurders, goeie mede-aanbieders en so aan. Ontbytsake het nie noodwendig die geld om vir al hierdie goederes te betaal. Dit is hoekom ons nou maar is. Nee, nou praat ek baie twak hoor. Julle is amazing. Ontbytsake se mense is almal amazing. En selfs jy Marius as voerbestuurder is bly.